Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons saam vandag ook God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef op so 'n wyse dat elkeen van ons kan sê na die tyd ons het vanoggend weer 'n ontmoeting gehad met die lewende God. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom vanoggend om U naam groot te maak, om U te aanbid en om U te verheerlik. Ja, Here, ons beskik nie oor enige meetinstrumente wat in staat is om U grootheid te kan meet of te kan bepaal nie. Ons beskik oor geen wetenskaplike eksperimente waaraan ons U kan onderwerp nie. Om allerhande teorieë oor die bestaan van goddelikheid met hipoteses te kan bewys en verdedig nie. En daarom, Here, wanneer ons laag voor U troon buig en kniel om U te aanbid, dan is dit omdat ons in U glo. Omdat U deur die kragvolle werking van die Heilige Gees die wedergeboorte in ons harte bewerkstellig het. En omdat U vir ons die gawe van geloof gegee het. Sodat ons kan weet dat U werklik daar is, al kan ons U nie sien nie. En daarom, Here, weet ons dat U ook vandag hier by ons teenwoordig is. Glo ons dat U deur die Heilige Gees in ons woon, en dat U ons saam opbou om 'n heilige tempel vir U te wees. 'n Tempel waarvan Christus nie alleen die hoeksteen is nie, maar ook die hoof van die kerk. En ons bou hierdie heilige tempel, Vader, op die fondamente van die dinge wat U in U woord vir ons geleer het, deur die briewe van Paulus en die evangelies en al die geskrifte in die Bybel. En waar ons tans moeilike tye ervaar en beleef, bid ons dat U by ons sal wees. Dat U ons sal behoed en bewaar en beskerm. En dat U vir ons antwoorde sal gee op ons vrae. En oplossings vir ons uitdagings. Ons bid dit alleen in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek vir Phyllis saam met my gebring. Phyllis is 'n sjimpansee en hy is daar in sy tienerstadium van sy lewe, nog steeds vredelike ou kereltjie, maar partykeer vol aapstreke, daarom nie so erg soos aapie nie. Goeiemôre Phyllis, hoe gaan dit? Hallo julle, ag jong, ja, dit is die laaste tye waarin ons leef, dit is die laaste dae hierdie, hoor. Nou, hoekom sê jy so? Dit is amper eksamentyd en eksamentyd is die laaste dae. Dit voel soos die einde van die wêreld. Ja, nee, ek kan nogal dink. Jy is in graad 9, nee? Ja, nee, ek is nog steeds in graad 9. Ek is al daar gewees vandat dit standaard 7 was, hoor. Ja, ons ken al daai storie van jou, maar jy lyk hom erg deftig aangetrek, jong. Is dit omdat jy kerk toe gekom het, dat jy nou hierdie mooi blou strikdassie aan het en 'n grys onderbaadjie? Hoekom is jy so deftig?
Ja, ek het gehoor, hulle sê vir my, hier's 'n mooi blonde dame wat gitaar speel in hierdie kerk, ek wou haar sien. O, okay, het jy haar toe gesien? Inderdaad hoor. Nee, maar dan is ek baie bly. Maar sê vir my, is jy reg voorberei vir hierdie eksamen? Jy sukkel mos nou om deur graad 9 te kom. Gaan jy dit maak? Ek weet nie so mooi daarvan nie hoor. Nou, hoekom is jy so lank in graad 9? Wie se skuld is dit? Ek sal ook like om dit te weet hoor. Ja, dink jy dis die onderwysers se skuld? Wel, ek het al so baie onderwysers gehad deur die jare, ek glo nie, dis hulle skuld nie. Okay, nou dink jy dit is jou eie skuld, omdat jy nie hard genoeg leer nie? Wel, ek probeer hard leer hoor, ek leer so hard as wat ek kan, maar ja, nee, ten spyte van al my pogings om so hard te leer, kry ek nie altyd onthou wat ek geleer het nie. Ja, weet jy, partykeer is sekere dinge wat gebeur nie 'n mens se skuld nie, is eintlik dalk nie jou skuld nie, dalk is al iets anders wat fout is. Soos wat? Wel, ek dink 'n ou sal dalk maar met 'n opvoedkundige, sielkundige of psigiater moet praat, miskien sal hulle dalk vir jou kan sê, dalk sal 'n paar IQ-toetse dalk ook nodig wees. Wat is dit? Jong, ag nee, dis maar net toetse wat 'n mens doen om te bepaal wat mense se, ek moet nou my woorde mooi kies, nee, verstandelike vermoëns meet. O, okay, ja nee, kyk, ek dink ek het nie nog toetse nodig nie, ons is klaar in die laaste dae met al hierdie baie toetse hoor. Ja, nee goed, ek het gehoor jy sê en dink so, maar kom sit hier agter, miskien moet ons so 'n bietjie praat oor hierdie laaste dae, dat ons dit 'n bietjie mooi verstaan, want ek dink daar's baie misverstande daaroor. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ons gaan vanoggend lees uit 2 Timoteus hoofstuk 3, en die opskrif van die gedeelte is swaar tye sal kom. Nou moet ons maar weer in gedagte hou, die Bybel is meer as 2000 jaar gelede geskryf. Dis nie in die eerste plek geskryf met ons en ons moderne lewe waarin ons leef, ons huidige lewe in gedagte nie. Dis bedoel vir die mense in Paulus se tyd waar daar verskriklike vervolgings was, waar die Christene gemartel is, doodgemaak is, beledig is, soos ons laas keer gehoor het. En Paulus sluit nou in 'n sekere sin daarby aan, wanneer hy vir Timoteus hierdie brief skryf. Timoteus is een van die jong mense wat tot geloof gekom het van kleins af, omdat hy in 'n Christelike gelowige ouerhuis groot geword het, en in 'n sekere sin word Paulus ook beskou as sy geestelike vaderfiguur, want ons weet nie regtig wat het van sy pa geword nie, maar Paulus was vir hom soos 'n pa, wat vir hom geestelike leiding gegee het, en vir hom 'n mentor was. En nou skryf Paulus vir hom die volgende woorde, in vers 1 van hoofstuk 3, 2 Timoteus. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. So skryf Paulus dan oor die laaste dae, en jy kan gerus die res van hierdie gedeelte by die huis verder gaan lees. Ek gaan oor die res van die gedeelte ook praat en daarna verwys. Maar ons lees in die Bybel dikwels van die laaste dae. En dis nie iets wat net in die Nuwe Testament gebeur het nie, daar is al reeds in die Ou Testament gedeeltes waarin daar ook verwys word na die laaste dae. En dis veral die profete wat daaroor praat. Hulle praat van die dag wanneer die Here ingryp
die dag van die Here, in Hebreëus die vaste uitdrukking Yom Yahweh, en vir hulle was dit die oordeelsdag, of die dag wanneer die Messias se koms daar gaan wees. Hulle het 'n Messias, 'n gesalfde, want dis wat Messias beteken, verwag wat van God af gaan kom om hulle te help in hulle krisisse, maar wat daarmee saam ook die oordeel van God kan beteken. En dan in die Nuwe Testament het dit begin om 'n wending te kry in 'n ander betekenis. In die Nuwe Testamentiese tydperk verwys dit na die tydperk tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. So die laaste dae het begin vandat Jesus opgevaar het hemel toe, en dit hou aan totdat hy weer gaan kom op die wolke. So ons is nou al vir meer as 2000 jaar in die laaste dae. En dan praat die Bybel ook oor die laaste dae se tekens van die tye wat daarmee gepaard gaan. En Jesus het in Markus 13 vers 28 vir hulle gesê, dat wanneer hulle in die tyd wanneer die somer aanbreek, sien hoe dat die vyeboom se takke begin sag word, hoe dat hy begin bot en blare begin uitkom en hy begin bloeisels maak. En dis vir hulle 'n teken dat die somer op pad is. Net so moet hulle ook, wanneer hulle al hierdie tekens van die tye rondom hulle waarneem, moet hulle weet, hulle moet hulle self voorberei vir die wederkoms, vir die oordeelsdag. Hulle moet gereed wees daarvoor. So die laaste dae en die tekens van die tye wil ons oproep tot gereed maak vir Christus se koms. Want saam met sy koms gaan ook die oordeelsdag gepaard. As ons dan nou kyk na die tekens van die tye, en die Bybel noem dit goed soos aardbewings en oorloë, gerugte van oorloë, oorstromings en natuurrampe, allerhande sulke goed word genoem as tekens van die tye. En dan praat die Bybel ook daaroor dat dit al hoe meer na mate die einde nader kom, gaan intensifiseer. Met ander woorde, dit gaan erger word. Dit gaan toeneem in frekwensie, in die hoeveelheid wat dit gebeur, maar ook in die intensiteit daarvan, die omvang van die oorstromings gaan erger word, van die aardbewings gaan erger word. Ons meet ons aardbewings op die Richterskaal. So daardie Richterskaal lesings gaan al hoe hoër en hoër word. En dan weet ons, hoe meer dit toeneem, hoe meer dit erger word, hoe nader kom die eindtyd. Vroeg in die bladsye van die Nuwe Testament het die mense baie nabye wederkomsverwagting gehad. Inteendeel, baie van hulle het geglo, hulle gaan nie sterf voordat die wederkoms van Christus gaan gebeur nie. Hulle gaan nog in hulle eie leeftyd, terwyl hulle nog op aarde is, gaan hulle Christus weer sien kom op die wolke. En toe gebeur dat baie gelowiges begin sterf. En die meeste van hulle het gesterf omdat hulle gemartel is, omdat hulle doodgemaak is, omdat hulle vervolg is, net omdat hulle Christene is. En dit die mense laat begin wonder, maar wanneer kom Christus dan nou? Kyk net hoe sterf ons medegelowige broers en susters rondom ons, en ons sien nog nie dat Christus weer kom nie. En as ons die Paulus se brief aan die gemeente in Tessalonisense lees, dan sien ons hoe dit daar mense is wat, soos prof Stefan Jouberg vir ons in die klas gesê het, amper as dit ware daar op die Olyfberg op hulle rug gaan lê het en na die hemel gelê en kyk het vir die wederkoms om te kom gebeur. Hulle het niks meer gedoen nie, hulle het nie meer gewerk nie, hulle het nie meer aangegaan met hulle lewe nie, want die wederkoms gaan ons nou plaasvind. En hierdie nabye toekomsverwagting wat hulle gehad het, het hulle mislei, en dan skryf Paulus vir hulle, maar julle kan nou nie so gaan leeg lê nie, want dis eintlik wat julle besig is om te doen. Julle lê leeg, en as jy leeg lê en nie werk nie, kan jy ook nie eet nie. Jy kan nie verwag vir ander mense om vir jou te sorg, as jy nie self ook jou kant wil bring, en ook wil werk nie. Dis wat hy daar in die Tessalonisense briewe skryf.
Maar Jesus het in sy gelykenisse egter geleer dat die wederkoms dalk langer kan duur as wat baie mense verwag. En daar's veral 2 gelykenisse wat hy vertel het om hierdie gedagte by hulle tuis te bring. Die eerste is die gelykenis van die 10 meisies. Meisies wat gewag het vir 'n bruidegom en vir 'n bruilof. Daar was 5 van hulle wat verstandig was en wat het hulle gedoen? Hulle het gesorg dat hulle ekstra olie saamneem vir ingeval die bruidegom dalk nie so vinnig kom as wat hulle gedink het hy gaan kom. En dan is daar 5 onverstandiges gewees. Hulle het nie ekstra olie saamgeneem nie, want hulle het gedink hy gaan vinnig kom. Nog voordat my lampie uitgebrand is, gaan hy hier wees. En dan is daar die ander gelykenis van die getroue en die ontroue slaaf. Die getroue slaaf wat gewerk het terwyl sy werkgewer weg was en op reis was, en wat aangehou het om goeie werk te lewer, en die ontroue slaaf wat gesê het, ag, my werkgewer gaan nog lank weg bly, hoekom sal ek my nou oor 'n mik werk? Ek kan nou wag tot hy nou naby terugkom is, en dan sal ek nou skielik begin maak, asof ek baie hard werk, en maak asof ek besig is en besig lyk, sodat ek die indruk kan skep dat ek hard gewerk het. Dis die ontroue slaaf. En albei hierdie gelykenisse gaan dit oor die nabye verwagting, maar wat dalk nie so vinnig kan gebeur as wat mense dink dit sal gebeur. En dan word daar nog iets gesê oor die dag en die uur van die wederkoms, wat in die Bybel baie duidelik uitgespel word, en wat ons goed moet begryp. Die dag en die uur van die wederkoms is onbekend. Jesus het gesê, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Hy het gesê, selfs hy weet nie eers wanneer dit gaan gebeur nie. Daar is net een persoon in die heelal wat dit weet, en dit is die Vader, God die Vader. Alleen weet wanneer is die wederkoms. En Paulus skryf daaroor aan Timoteus, en sê hy, dit sal op die bestemde tyd plaasvind. En God sal sorg dat dit gebeur. So dit is nie iets wat ons kan versnel of vertraag nie. Party mense dink ons kan die wederkoms versnel deur vinnig sendingwerk te doen en klomp mense vinnig te bekeer. En as ons almal bekeer het, dan kom die wederkoms. En ander mense dink weer ons kan dit vertraag wanneer ons nie genoeg sendingywer het nie, en nie genoeg sendingwerk doen nie, en nie genoeg getuig nie. Maar ons bepaal nie die wederkomsdatum nie. Ons kan dit nie vervroeg nie, ons kan dit ook nie vertraag nie. God sal op die bestemde tyd sorg dat dit gebeur. En dan sê die Bybel ook daaroor dat dit onverwags gaan kom. Net soos wat 'n dief in die nag onverwags kom en jy verwag nie, daar gaan iemand by jou kom inbreek nie, en tog gebeur dit, onverwags, net so gaan die wederkoms ook onverwags wees. Dit is nie iets wat jy kan voorspel nie, dit is nie iets wat jy kan bereken nie. Dit is onvoorspelbaar, onberekenbaar, dit is onverwags. En dit word in Matteus 24, vers 36, vers 50, en in Matteus 25 vers 13 baie duidelik vir ons uitgespel. En dan is daar nou nog die wegraping, die sogenaamde wegraping. Daar's baie mense wat mense leer dat daar iets soos 'n wegraping is. Daar's so 2 teksverse in die Bybel wat min of meer klink na 'n wegraping. En op grond daarvan, buite konteks van daardie teksverse, word hulle uitgehaal en word 'n hele leer oor die wegraping gebou, op 'n heeltemal verkeerde verstaan van die 1000-jarige vrederyk. Want hulle dink dit is 'n letterlike 1000 kalenderjare, terwyl Openbaring wemel van simboliek en van simboliese tydperke. En die 1000-jarige vredesryk is iets waaraan ons nou al vir 2000 jaar reeds is.
Want Christus het klaar gekom om vrede te bewerk tussen ons en God, deur sy versoeningswerk. En ons het reeds daardie vrede van God in ons harte. En Paulus praat daaroor, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan in Filippense 4. Want ons is nou al reeds in daardie vrederyk. Die mense wat in die wegraping glo, daar gaan 'n tyd kom, wanneer God gaan kom en hy gaan sekere van sy favorites kom haal, en dan gaan hulle hemel toe vat, en hulle gaan daar veilig bewaar word, en dan gaan hier op aarde 'n groot verdrukking plaasvind, en 'n groot afvalligheid plaasvind, en dit gaan verskriklik sleg gaan op die aarde, maar hulle gaan lekker happy en veilig wees daar in die hemel. En die ouens wat in die wegraping glo, die teksvers wat hulle gebruik is byvoorbeeld, daar's 2 vroue wat in die land gewerk het, die een is saamgeneem en die ander een is agtergelaat. Daai teksvers het niks te doen met die wegraping soos wat hulle dit verstaan nie. Dit gaan net daaroor dat een persoon gered word en 'n ander nie. Die een wat gelowig is word gered, die een wat ongelowig is word nie gered nie. Dis waaroor die konteks van daardie teksvers gaan. Dit gaan nie oor een wat weggeraap word, soos wat die mense wat die leer van die wegraping leer, dit interpreteer en verstaan. So, die hele ding van die wegraping is 'n dwaalleer. En in die loop van die geskiedenis was daar al baie mense gewees wat 'n datum en 'n tyd en 'n uur en 'n dag voorspel het wanneer hierdie wegraping gaan plaasvind. En 'n mens voel altyd 'n dag of 2 na die tyd, of dalk 'n week na die tyd om hulle te bel en te sê, is jy nog hier? En ekskuus, dit klink dalk asof ek nou die spot dryf met mense, maar dis nie my bedoeling nie. My bedoeling is om u te laat verstaan, dit help nie om te glo in iets wat nie bestaan nie, net omdat dit 'n konstruk is wat mense saamgevoeg het uit 'n paar gedagtes en idees wat verkeerd geïnterpreteer is. So moet julle nie daardeur laat mislei nie, want daar is nie so iets nie. Daar's net een wederkoms. Die wegraping impliseer 2 wederkomste, wanneer Christus een keer kom met 'n klompie mense kom haal, en wanneer hy weer gaan kom vir die oordeelsdag. Daar's net een wederkoms, en met daardie wederkoms gaan dit ook die oordeelsdag wees. Boonop is die mense wat baie glo in hierdie hele wegraping idee ook mense wat die dwaalleer van Arminius aanhaal. En die dwaalleer van Arminius sê dat God ons uitkies omdat hy weet dat ons eendag tot bekering gaan kom. So my bekering bepaal my uitverkiesing en bepaal ook my verlossing. En daarom is my bekering baie belangrik en is alles wat hulle doen daarop gefokus en daarop gemik. Hulle prediking is daarop gemik. Die sang en musiek en hulle eredienste is daarop gemik. En dan ook goed soos die wegraping is daarop gemik. Want hoe gebruik hulle dit? Die sang en die musiek word gebruik om mense emosioneel op te sweep, sodat wanneer hulle baie emosioneel is, hulle dan nou half gemanipuleer kan word om tot bekering te kom. En die wegraping word gebruik as 'n vreesaanjaende instrument om vir mense bang te maak en vir hulle te sê, môre is die wegraping daar. As jy nie gereed is as die wegraping kom nie, dan het jy jou chips gehad. So kom nou tot bekering, sodat die wegraping jou nou nie onverhoeds kan betrap nie. So dit het ooreenstemminge met die gedagte dat ons gereed moet wees vir Christus se wederkoms. Maar die wegraping is nie iets wat bestaan nie, dis nie iets wat gaan gebeur nie. Ons leef nou in die tyd van die 1000-jarige vredesryk. Maar hierdie selfde tyd is ook die tyd van die groot verdrukking. Dis nie dat die een die ander opvolg of dat dit verskillende tye is nie. Openbaring praat nie oor tye asof die een die ander opvolg nie. Hy praat in parallelle lyne oor die tyd. Ons is nou in die tyd van die vrede van God in ons harte.
maar ook in die tyd van die groot verdrukking, wanneer die Christene vervolg is, wanneer hulle gemartel is en doodgemaak is. Ons leef in die laaste dae van die swaar tye, en ons gaan nou ook sien wat Paulus daaroor skryf. Hy sê vir Timoteus, hierdie laaste dae word gekenmerk deur 'n paar dinge. Nou anders as Jesus wat gepraat het oor oorloë en natuurrampe en al hierdie dinge, praat Paulus oor die manier waarop mense leef as tekens van die tye, van die laaste dae. Die mense sal selfsugtig wees. Selfsugtig is die teenoorgestelde van liefdevol. Dis om net aan jouself te dink, net aan jou eie belange te dink, net jou eie ek te bevorder. En alles in die lewe draai net om my en om ek, en waarvan ek hou, soos wat ek het wil hê. En niemand anders is so belangrik soos wat ek is. En dit word ook verkondig. Jy moet jouself lief hê. Ja, ons moet onsself lief hê en ons naaste moet ons ook lief hê. Maar ons moet vir God lief hê bo alles. Selfsug beteken, ek het myself lief bo alles. En dan geldgierigheid. Ek hoef eintlik niks daaroor te sê nie, want ons weet dat hierdie wêreld van ons in die mag is van die God van geld, die Mammon God, en dat die wêreld die Mammon God dien. Daar is selfs in sekere lande, ek gaan nou nie Engeland se naam noem nie, 'n bank holiday. Wanneer daar 'n vakansiedag, 'n openbare vakansiedag is, om die ekonomie te vier. Dis 'n vorm van geldaanbiddery as jy my vra, is nou maar net my opinie. En groot praterigheid wat daarmee gepaard gaan, wanneer mense hierdie godkompleks begin kry en dink dat hulle so belangrik is, hulle is die kat se snor, alles gaan net oor hulle, en daarom is hulle groot praterig. En verwaandheid gaan ook daarmee gepaard, want verwaandheid is soos om hoogmoedig te wees, om meer van jouself te dink as wat jy behoort te dink, om arrogant te wees, en dan beledigend teenoor medemense. Nou as jy selfsugtig is, en jy is grootpraterig en verwaand, dan is jy outomaties ook beledigend teenoor jou medemense. Jy gee nie om hulle sleg te sê nie, want jy is nie liefdevol nie, jy dink nie aan hulle gevoelens nie, jy dink net aan jouself. Kinders sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers, hulle sal ondankbaar wees, en hulle sal ongodsdienstig wees. En dit sien Paulus raak gaan in sy tyd al reeds begin, en met die loop van die tyd al hoe erger word, en kyk net hoe erg het dit nou al in ons tyd geword. Ek praat nou die dag met iemand wat gesels het met iemand wat geëmigreer het. En een van die dinge wat vir die kinders die moeilikste is van die immigrasieproses, is die wyse waarop die kinders in die klas met hulle onderwysers praat. Geen respek nie. Daar's nie sprake van dissipline nie. Hulle sal sommer vir die onderwysers sê, ag man, jou. Nou net natuurlik aan hulle taal. Maar ongedissiplineerd, ongehoorsaam aan hulle ouers, luister nie vir hulle ouers nie, hulle doen net wat hulle wil. Hulle raak verslaaf aan dwelms en alles wat daarmee gepaard gaan. Hulle is ondankbaar, hulle waardeer niks wat hulle ouers vir hulle doen nie. Hulle sê nie een keer eers dankie nie, hulle besef nie eers al die dinge wat hulle ouers opoffer sodat hulle so goed as moontlik en lekker as moontlik kan lewe nie. Hulle dink is maar net hulle reg, dit moet maar so wees. En dan ongodsdienstig. Ongodsdienstigheid neem al hoe meer toe. Ons het verlede jaar 'n meningsopname gedoen by 'n hoërskool om vas te stel hoeveel kinders gaan nou nog kerk toe, hoeveel kinders glo nog, hoeveel glo nie meer nie. En verbasend hoe baie kinders gesê het hulle gaan glad nie meer kerk toe nie. Die hoeveelheid kinders wat gesê het hulle gaan glad nie meer kerk toe nie, was meer as die hoeveelheid kinders wat gesê het dat hulle wel nog kerk toe gaan. En dan was daar eintlik heeltemal te veel kinders wat gesê het hulle glo glad nie meer in God se bestaan nie. Hulle is ateïste. Hulle het heeltemal ongodsdienstig geraak. Liefdeloosheid
selfde dan 'n selfsugtigheid, onversoenlikheid, nie 'n bereidheid om vrede te maak met iemand met wie jy oorlog gemaak het nie, met iemand met wie jy in 'n vyandige situasie beland het nie, kwaadpratery, om agter iemand se rug kwaad te praat van hom, om iemand te beskinder, te beswadder, te beledig, sleg te sê. Bandeloosheid en losbandigheid beteken maar dieselfde. Dit gaan daaraan dat jy jouself wil oorgee aan totale vryheid om jou sondige natuur vrye teels te gee om te doen net wat jou sondige natuur wil doen. En meeste van die tyd het dit maar te doen met seksuele oortredings. En dan ook wreedheid. Liefdeloosheid en wreedheid gaan baie keer hand aan hand. Mense behandel mekaar partykeer baie wreed. Baie keer word mense in versorgingsoorde of in ouerhuise afgelaai en hulle word daar gelos. Hulle verlang hulle dood na hulle kinders, maar hulle kinders kontak hulle nie eers meer nie. Dis bejaarde verwaarlosing. Ons praat so baie van kinderverwaarlosing. Maar bejaarde verwaarlosing is net so erg. Enige vorm van verwaarlosing en enige vorm van wreedheid teenoor enige iemand is verkeerd. En dis goed wat toeneem, en ook in die laaste tyd baie toeneem. En wat daarmee saamgaan is ook, daar's nie meer 'n liefde vir die goeie nie. Daar's eerder 'n liefde vir die slegte. Iemand stuur op een groep nou die dag vir my vir almal op die groep 'n videoklip van 'n ou wat nou regmaak om rugby te kyk. En hy gaan net een brandewyn drink terwyl hy nou rugby kyk. Maar dan het hy, het lyk soos 'n blomvaas vir 'n glas. So. Dan het hy nou 'n sak ys, dan gooi hy die hele sak ys daarin. Dan het hy sy bottel brandewyn, dan gooi hy die hele bottel brandewyn daarin. Dan 2 liter Coke, dan gooi hy die hele 2 liter Coke daarin. So is net so glas. En dan drink hy nou daai, hy gaan nou net een brandewyn drink. Hy is nie meer lief vir die goeie nie, hy is nou lief vir die slegte. Nou sal iemand wat brandewyn drink vir my sê, ek weet nie waarvan ek praat nie, want ek noem iets wat goed en lekker is sleg. Vir my is dit sleg. Dit smaak sleg en dit maak sleg en dit het baie slegte en nadelige gevolge vir almal wat daarmee gepaard gaan. Dink maar net hoe gaan daai ou voel die volgende oggend as hy daai een blompot vol brandewyn gedrink het. Verraaiers, roekeloos en ooghartig, sê Paulus, gaan die mense wees. Hulle gaan nie meer getrou wees aan mekaar nie, hulle gaan mekaar in die rug steek, roekeloos, kanse vat, hoë risiko's aanpak en hooghartig, weer verwaand, grootpraterig, selfde ding, hoogmoedig. En dan rym hierdie volgende sinnetjie van Paulus vir my so mooi in die Afrikaanse vertaling. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal liewer wees vir die lekker dinge in die lewe as om lief te wees vir God. Op 'n Sondag is die kerke leeg, maar die winkels is vol. Sportstadions is vol. Alhoewel in die laaste tyd sien ek, hulle is ook nie meer so vol soos wat hulle altyd was nie, maar mense het al hoe liewer geraak vir hulle eie genot, vir dit wat vir hulle lekker is, as wat hulle lief is vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Dit sal nog lyk asof hulle dalk godsdienstig is, maar dit sal kragteloos wees, omdat dit 'n skyngodsdienst is, 'n valse godsdienst, dis net 'n lippetaal godsdienst. Dis nie 'n egte, ware godsdienst, waar die ware God gedien word nie. Hulle sal manipulerende breinspoelers wees, dis nou my hedendaagse woorde wat ek nou gebruik het. Paulus sê hulle gaan misleiers wees, hulle gaan mekaar mislei, hulle gaan hulle self mislei, hulle gaan ander mislei. Hulle gaan eintlik mense se breine spoel met allerhande leuns en hulle gaan mense op die wyse probeer manipuleer. Nou sê hy, daar gaan ouens wees wat sulke liggelowige vrouens wat enige storie wat hulle hoor glo, hulle bogmeters werk nie.
Hulle gaan sulke vroue in hulle mag en in hulle beheer kry en hulle gaan hulle manipuleer en hulle gaan met hulle doen net wat hulle wil. Hulle gaan leenaars wees wat hulle verset teen die waarheid en die waarheid nie meer wil hoor nie. Hulle gaan net vir hulle leermeesters bymekaar maak wat sê wat hulle graag wil hoor. Verstandelik is hulle eintlik verward, sê Paulus, en in die geloof is hulle 'n mislukking. En dit sluit aan ook by wat Jesus gesê het daaroor, en ons gaan nou dit ook vir julle uitwys. Hy sê, hulle sal nie ver kom nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, net soos wat dit die geval was met Jannes en Jambres. Nou in die tyd van Moses het Jannes en Jambres hulle verset teen Moses en teen die wette van God, en wou hulle eie koppe volg, en hulle dwaasheid het gou aan die lig gekom, en hulle het aan die kortste eind getrek. En Paulus sê vir Timoteus, die mense wat so misleidend is, wat mense so wil manipuleer, liggelowige mense mislei met leuns, hulle gaan ook soos Jannes en Jambres aan die kortste eind trek. Hy sê, hulle is goddelose mense, hulle is goddelose bedrieërs, hulle bedrieg almal, en hulle gaan net van kwaad tot erger, so het gaan net al hoe erger en erger word, al hoe meer sondig. Hulle mislei ander, hulle word self ook mislei, soos ek net nou gesê het. So wat moet gelowiges dan nou in die laaste dae doen? Nou dat ons weet, ons leef in die laaste dae. En as dit nou kom by die eksamen, en is nou vir jou die laaste dae, want as die eksamentyd, ja, dan moet jy nou maar agter die boeke gaan sit en leer. Partykeer het jy 'n lang bloktyd, is daar 'n lang tyd voordat jy nou jou volgende vraestel skryf, en dan is dit mos nou die tyd wat jy nou lekker wil jol. Ek onthou toe ek 'n kind was eksamentyd die tyd wat ek selfs bereid was om my kamer skoon te maak en aan die kant te maak. Om my kaste reg te pak. Wat ek vrywillig die gras gaan sny het en in die tuin gaan werk het. Net om nie te hoef te leer nie, want leer was nie hoog op jou agenda nie. Jy sal eerder op jou fiets klim en vir jou girlfriend gaan kuier, as wat jy sal leer. En hoe moet gelowiges optree? Nie so nie. Nie so nie. Gelowiges moet wegbly van mense wat leef soos al hierdie ouens van wie Paulus nou net gepraat het. En die belangrikste is, hulle moenie daaraan meedoen nie. Hulle moenie net soos daardie mense word en leef net soos wat hulle leef nie. Verlede Sondag aand uit Esegiel het ons ook gehoor hoe dat die Israeliete, hoe dat hulle gedoen het wat die omliggende nasies gedoen het. Die ongelowiges, die goddeloses. Hulle het net soos hulle geword. Ons as kinders van die Here is anders. Ons is heilig. Ons moet anders leef. Ons kan nie meedoen, dieselfde dinge doen wat die ongelowiges doen nie. Ons moet die voorbeeld volg van die geestelike leiers wat Christus se voorbeeld volg. Soos byvoorbeeld Paulus. Hy sê vir Timoteus, volg my voorbeeld, soos wat ek Christus se voorbeeld gevolg het. Volg ons in ons leer, in ons lewenswandel en in ons lewensdoel, in geloof, geduld en liefde. Leer gaan oor die waarheid, die egte verkondiging van die waarheid van die evangelie. Lewenswandel het te doen met die manier hoe jy lewe, die dinge wat jy doen en nie doen. Die lewensdoel het te doen met dit waarna jy strewe, en ons strewe na die ewige lewe. En dan natuurlik geloof, geduld en liefde. Ek hoef niks verder daaroor te sê nie, dis die goed waarna mens moet strewe. En dan in vers 12 sê hy, jy kan verwag dat almal wat in Christus toegewy wil lewe vervolg sal word. So jy kan verwag dat daar vervolging en ontbering sal wees in hierdie laaste dae, in hierdie moeilike tye, maar wat moet jy doen? Jy moet volhard daarin, ten spyte daarvan, jy moet vasbyt, want God red ons uit al daardie moeilike tye en moeilike situasies. Nie altyd soos wat ek het presies wil hê nie, maar op die regte tyd gee hy vir my die beste redding wat ek regtig nodig het. Gelowiges moet bly by die gesonde leer en vas daaraan glo. Ons moet nie die misleiding van die dwaalleraars wat die dwaalleer van Arminius aanhang en glo in die wegraping en al daai goed nie. Ons moet ons nie steur aan al daardie dwaalleringe nie. Ons moet by die gesonde leer bly, by die waarheid van die woord in sy konteks reg geïnterpreteer. Net soos Timoteus van kleins af die skrif geleer ken het, so moet ons ook van kleins af die Heilige Skrif leer ken.
Want as ons die Heilige Skrif leer ken, gee dit vir ons die kennis wat ons nodig het, om te weet hoe om deur Christus verlos te word, deur ons geloof in hom. En daardie kennis is onontbeerlik, en ons het dit nodig. En ons moet nie die waarde van God se woord ooit onderskat nie. Paulus skryf aan Timoteus in vers 16, die skrif is deur God geïnspireer. God het die Heilige Gees gebruik om die Bybelskrywers te inspireer om die Bybel neer te skryf. Hy het dit nie gedikteer nie. Hulle het self ook hulle eie insette gelewer. Lukas skryf vir hooggeagte Theophilus aan wie hy die Lukas Evangelie rig, dat hy navorsing gedoen het oor al die dinge wat gebeur het. En dat hy nou probeer om 'n getroue weergawe daarvan te gee. So die Bybelskrywers is gebruik met hulle eie gawes, hulle eie talente, hulle eie denke, hulle eie interpretasies. Maar God het vir hulle 'n boodskap gegee. En hulle het daardie boodskap op skrif gestel. En dit wat hulle op skrif gestel het, hou weer 'n boodskap vir ons in, wat God ook vandag vir ons wil gee. En dis waar die inspirasie in geleë is, en maak dat die Bybel nie net 'n menslike boek is wat deur mense geskryf is nie. Die Bybel is 'n goddelike boek, omdat dit 'n goddelike oorsprong het. Omdat God die oorspronklike boodskapgewer is. En ons moet dit nooit vergeet nie. En daarom het dit groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel, om 'n regte lewenswyse te kweek, sodat elke mens wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. As jy leef volgens die riglyne en die beginsels in God se woord, dan is jy op die regte pad. Die pad wat lei na die ewige lewe. So wat is die boodskap vir ons? Ons leef duidelik in die laaste dae, al is dit nou al vir 2000 jaar lank. Ons sien maar net, dit word nou nog erger en erger en erger. Ons leef in die laaste dae. Daardeur sê ek nie, dat ons nou moet 'n datum en 'n tyd sê wanneer die wederkoms gaan gebeur nie, want ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar ons moet altyd die wederkoms spoedig verwag. Ons moet nie leef soos die ontroue slaaf wat dink, ag, dit gaan nog so lank vat. Ek kan nou maar maak net wat ek wil nie. Ek het nog genoeg geleentheid om dalk iewers eendag my saak met die Here reg te maak nie. Maar vir nou wil ek nog eers my lewe geniet, want ek is liewer vir genot as vir God. So vir nou wil ek nog eers alles doen wat ek wil doen. Eendag, later, miskien net so op my sterfbed, net voordat ek te sterwe kom, of net voor die wederkoms, dan sal ek gou tot bekering kom. Maar nou, los my, laat ek net eers my sondige natuur vrye teels gee. Mens kan nie so leef nie. Jy moet leef asof die wederkoms enige oomblik kan plaasvind. Want wie van ons weet of ons môre nog hier gaan wees? Vir ons kan môre net sowel Christus se wederkoms wees wanneer hy ons kom haal, om vir altyd by hom te wees. Dit kan ons belewenis van sy wederkoms wees. Dit kan vandag wees. Ons moet altyd leef asof dit enige oomblik kan plaasvind, en daarom moet ons elke oomblik daarvoor gereed wees. Sonder om kalenderdae en tye daarin te probeer koppel. Ons kan verwag dat al hoe meer mense al hoe verder van die Here af en al hoe verder van die waarheid af sal wegdwaal, soos wat die einde nader kom. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens gaan nie meer daar wees nie. Hulle gaan van kwaad tot erger gaan, en hulle gaan al daardie dinge doen waarvan Paulus praat. En ons moet nooit deel word van hierdie stroom van afvalligheid nie. Ek onthou toe ek 'n student was, het ek sekuriteitswerk gedoen, vakansietye en oor naweke, om my studies te kan help betaal. Ek het nie beurse gekry van die staat wat ek nooit terugbetaal soos party ander mense nie. Ek het gewerk daarvoor, maar dis nou nie waaroor dit gaan. By 'n geleentheid was daar weer 'n boikot gewees en opstande, en hulle het gedans en te kere gegaan.
En ek vra toe vir een van die ouens wat ek nou 'n bietjie geleer ken het, maar hoekom neem jy hieraan deel? Dis mos nie hoe ek jou ken nie. Hoekom neem jy hieraan deel? En sy antwoord was, as die stroom beweeg, dan beweeg jy saam. Dis hoe hulle redeneer. Dis hoe hy geredeneer het. Ons mag nie so redeneer nie. As die stroom op pad is hel toe, gaan ek nie saam met daardie stroom nie. Ek gaan liewer op die smal, die moeilike pad saam met die min mense hemel toe gaan, as om saam met die groot, breë snelweg hel toe te gaan. Die swaard in God se wapenrusting, sy geïnspireerde woord, is een van ons handigste wapens in hierdie stryd, wat ons stryd teen die bose in hierdie laaste dae. Want hoe meer die einde naderkom, hoe meer raak die bose desperaat om siele vir hulle self en hulle eie koninkryk te wen. Daar's nou een ding van die duiwel wat ons nie van hom kan wegvat nie, en wat die waarheid is, en dit is, hy het nou nie 'n lui haar op sy kop nie, hy werk baie hard. En hy hou nie daarvan om alleen te wees nie. Hy wil nie alleen hel toe gaan nie. Hy het altyd 'n klomp vriende nodig, wat saam met hom kan gaan. So hy is heeltyd besig om hulle bymekaar te maak. Hy wil nie alleen wees nie. Mense dwaal, het Jesus gesê in Matteus 22 vers 29, toe hom uitgevra het oor die opstanding, die Sadduseërs wat nie daarin glo nie, het hy gesê, julle dwaal, want julle ken nie die skrif nie, julle ken ook nie die krag van God nie. En dis waarom misleiding so maklik plaasvind. Mense word maklik mislei, hulle bogmeters werk nie baie goed nie, want hulle ken nie die skrif nie, hulle ken nie die belydenisskrifte nie, hulle ken ook nie die krag van God nie. Hulle laat hulle baie maklik manipuleer en breinspoel. Nou wil ek op die einde kom van ons boodskap vandag. En nou gaan ek baie aktueel raak, en ek gaan nou aan die hartsnare raak. ArcelorMittal is histories een van die grootste werkgewers in die Valdriehoek. Ek onthou toe ek in vereniging gekom het in 1992, net na my weermag diensplig, was daar 16.000 mense wat op daai stadium daar gewerk het. 16.000. En nou staan dit op die punt om te sluit. Nou ek het al baie keer gehoor, hy gaan toemaak, maar as ek die goed lees wat ek tans lees, en ek hoor die stemme wat ek tans hoor, dan klink dit vir my, hierdie is nou nie meer net 'n gerig. En dis 'n tragedie. Dis 'n tragedie vir die Valdriehoek van noodtoestand en apokaliptiese proporsies. Met ander woorde, einde van die wêreld proporsies, laaste dae proporsies. Daar's baie van die mense wat vandag in die kerk sit en wat na hierdie boodskap luister, wat deur hierdie sluiting direk geraak word of indirek geraak word. Daar is baie ander maatskappye wat te doen het met ArcelorMittal en wat saam met hulle werk, wat kontrakte vir hulle doen wat nou nie meer gaan werk nie, en wat ook maar hulle mense gaan aflê. En mense, dis 'n tragedie. Ons leef eintlik onder die hoogste spanning op hierdie stadium van die wedstryd in ramptoestande, ekonomiese ramptoestande, van die ergste proporsies moontlik. En behalwe vir al die slegte dinge wat mense doen, en vir die afvalligheid, en vir die goddeloosheid, en die kerklosheid, wat verskriklik is hierdie ekonomiese ramp wat ons tref, ook deel van hierdie ervaring van ons leef in die laaste dae, ons leef in moeilike tye.
regtig moeilike tye. En ons kan nou in sak en as gaan sit en onsself jammer kry, of ons kan sê, ek kan nie wag om te sien hoe God ons verrassend hieruit gaan red nie. Ek kan nie wag om te sien wat sy nuwe deure hy weer vir ons gaan oopmaak nie. En onthou nou wat ek gesê het oor die mense in Tessalonisense se tyd, wat leeg gelê het en op hulle rug gelê het en gewag het vir die wederkoms. Ek kan nie agteroor sit en wag vir God om vir my deure oop te maak en nie 'n vinger verroer om self deel te neem aan hierdie proses om by 'n oplossing uit te kom nie. Ek kan my ook nie gaan oorgee aan een brandewyn op 'n dag, omdat dit my laat vergeet en my troos nie. Ek kan nie 'n groter liefde vir genot ontwikkel as my liefde vir God nie. Ek kan op my knieë in afwagting my hoop en my vertroue op hom plaas en sien op watter verrassende wyse hy my ook uit hierdie moeilike situasie gaan red. En dis wat Paulus vir Timoteus gesê het. God red ons uit hierdie moeilike omstandighede uit. Ons moet maar net aanhou om op hom te vertrou. Ons moet aanhou om ons beste te doen. God in gebed sal sorg vir die res. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef dat ons in die laaste dae leef. En al is dit nou al vir die afgelope 2000 jaar, weet ons dat die groot verdrukking en die groot swaar kry, maar net meer word en dat dit toeneem in intensiteit en in frekwensie. En ons sien, Here, hoe dat die wêreld rondom ons, na mate die einde nader kom, al hoe meer op die snelweg na die hel toe wil klim. Al hoe meer hulle self wil oorgee aan genot. En daarom kom bid ons Vader, dat U by ons 'n ander gesindheid sal laat posvat. Dat U deur die Heilige Gees, deur wedergeboorte, ons sal help om in U te glo en om aan U vas te hou en om ten spyte van alles wat almal rondom ons doen, aan te hou om die regte dinge te doen, om te bly by die waarheid, by die gesonde leer, by die Heilige Skrif en die kennis wat dit vir ons gee. Help ons om te bly op die regte pad, Here, en as ons dan nou direk of indirek geraak word deur hierdie sluiting van die groot staalfabriek in die Valdriehoek en verwante fabrieke daarin verbonde en ander konstruksies en maatskappye wat indirek geraak word, bid ons, Here, maak asseblief vir ons deure weer oop. Gee asseblief vir ons weer nuwe werksgeleenthede. Gee vir ons uitkoms sodat ons vir onsself en ons gesinne kan sorg en sodat ons U kan verheerlik en eer, omdat ons weet dat die redding van U afgekom het en nie van ons nie. En Here, waar ons in hierdie week weer besig gaan wees met baie belangrike en baie moeilike vergaderings, wat ook die toekoms van ons gemeente en van die 3 gemeentes hier rondom ons raak, waarvan ons een is, bid ons, dat U asseblief vir ons sal toerus met wysheid en insig en krag, dat ons die regte besluite sal neem tot U eer. Ons weet dat hierdie besluite
dikwels ook maar angels het, wat mense kan seermaak, wat mense kan teleurstel. Veral wanneer ons verwagtings gekoester het, wat nie voldoen aan word nie. Ons gebed, Here, dat U ons sal help om almal saam te neem op hierdie pad. Om almal te laat meeleef en betrokke te laat wees, om almal te help om saam gasvry teenoor mekaar te wees en liefdevol teenoor mekaar te wees. Om selfsug en hooghartigheid en hoogmoedigheid uit ons lewens te verwyder, sodat ons een nederige afhanklikheid kan dien. Dit alles bid ons Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U 'n genadige God is en ons gebede verhoor. Amen. Ons gaan die geleentheid nou gee om die Here te dien met die dankoffers, maar ek wil graag vir ons die woorde van die slotlied wat ons gaan sing lees. Regtig woorde wat ons ter harte kan neem en wat aansluit ook by ons boodskap vandag. Ruwe storme breek in woede, alles om my heen is nag. En dis so 'n mens maklik kan voel in hierdie laaste dae waarin ons leef. Tog hou God my in sy hoede, beteken hy beskerm my. Hy hou oor my heil die wag, hy hou oor my verlossing wag. Kan ek soms sy hulp nie sien nie, of sy liefde nooit verdien nie, sal sy gees my altyd lei. Hy staan my in alles by. Jesus Christus het gesterwe, het verrys vir my. Hy het sy vrede my laat erwe, deur sy offer is ek vry. Hy wat intree by die Vader, trek my in sy liefde nader. In ontferming oor my lot, staan hy in my plek voor God. Wat my tref, in dood of lewe, watter teenspoed op my wag, Jesus sal my nooit begewe. Is ek swak? By hom is krag. Niks wat ek op aarde ly nie, kan my van sy liefde skei nie. Hoogte, diepte, vreugde, rou, niks ontruk my aan God se trou.